Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Ek gesels met iemand wat 'n bietjie van 'n verlies gelei het. Hy's by 'n winkelsentrum en toe hy uitstap, weg is my voertuig en hy soek sy voertuig oral. En hy vra vir die ou wat die kar oppas daar, "Wat het jy gesien?" "Nee meneer, op die stadium het ek net gesien dat iemand met 'n sleutel in die kar oopsluit en inklim en wegry met die kar." Maar hy sê, "My kar sluit nie oop met 'n sleutel nie. Hy het 'n remote waarmee hy oopsluit. Wat het jy nog gesien?" "Nee meneer, ek kan nie regtig sê dat ek iets gesien het nie. Maar ek kan werklikwaar nie vir u vertel wat gebeur het nie. Die kar is weg. Hy het 'n verlies gelei." En onmiddellik sê hierdie persoon, "Wat het nou gebeur? Hoekom het die Here dit toegelaat?" En so maklik gee ons die Here die skuld vir baie dinge wat rondom ons gebeur. Dis nie die Here wat dit goed laat gebeur het nie. Jesus het gekom dat u lewe kan hê en dit in oorvloed. Hy sê ons dan nou tereg, die vyand het gekom om te roof, te steel en te verwoes. Wie is die vyand? Satan. Hy het gekom om te steel. Nie Jesus het dit nie oor jou pad gebring nie. Maar hy sê baie duidelik uit tweede deel van die skrif, Jesus het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. En partykeer moet ons dit net vat en sê, Jesus, ek vat daai lewe in oorvloed en die vyand wat kom om te roof, te steel en te verwoes, ek gaan hom een kant toe skuif. Ek gaan die vuurige pyle afweer, dit wat hy na my toe skiet. Ek gaan verseker myself onder die bloed van die lam plaas, sodat ek kan veilig wees, sodat ek kan beskut wees. Jesus het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. Herlewingsgroete.